Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag die 18de Desember 2025. Mag dit sommer vir julle 'n absolute stunning dag vandag wees waar julle ook al is. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, wanneer ons so as die kinders bymekaar kom, wil ek vanoggend spesifiek vir ons kerkleiers deur die hele wêreld bid. Here, ek dink die kerkleiers word baie keer aangeval en ek praat nie nou net van die predikante nie, ek praat van leiers, kerkleiers binne in bedieninge waar hulle staan. En Here, daar kom versoekinge oor hulle pad, soos wat maar as jy kyk wat die media vir jou sê wat in Amerika en Australië aangaan ook. Here, dan sien ons die versoekinge is legio. Here, kom vra ek vir U dat U die kerkleiers, Here sal beskerm deur hulle self dikwels. Dat U hulle sal beskerm, Here, teen 'n grootheidswaan, dat U hulle sal beskerm dat hulle later dink, Here, dat hulle inderdaad celebrities is, op watter vlak ook al. En dat hulle te alle tye sal weet, Here, dat hulle is begenadigde, sondige mense, wat begenadigd is deur Jesus Christus. Here, mag dit wees dat die kerkleiers oor die wêreld eens sal besef, wat so geweldige verantwoordelikheid hulle juis in hierdie tyd het, Here, met 'n ekstremistiese islam wat eenvoudig doen net wat hulle wil. Here, en daarom is daar so 'n geweldige vergrootglas ook op ons almal. Here, die kerkleiers wat in bediening staan, Here, wat bedieningsleiers is, in die jeug en in sang. Hulle almal is leiers in die kerkleiers. En Here, dat hulle ook sal besef dat hulle nie goetjies op hulle self is en hulle self is nie, Here, maar dat hulle inderdaad U dien en diensknegte van U is, kinders, Here, maar diensknegte van die Allerhoogste God. Here, en dat ons altyd in diepe nederigheid voor U sal buig. Here, want ons het kerke nodig. Ons het nie kerke wat moet sluit nodig nie. Ons het kerke nodig wat moet opskiet, Here, wat die evangelie van die gekruisigde Christus moet verkondig. Here, nie in voorspoedsteologie nie, maar 'n kruisteologie. 'n Kruisteologie, Here, waar ons nie altyd alles verstaan nie, waar ons lyding, en soos die Engelse sê, suffering nie verstaan nie, maar dat ons weet U is in daardie lyding is U teenwoordig. Dit is nie maklik om 'n kind van die Here te wees in hierdie tyd waarin ons leef en ooit in die tye wat verby is nie. Here, daarom laat ons altyd in die voetspore volg, want U het gesê, Here, dat ons, as ons U dien, moet ons in die voetspore volg, bereid wees om te ly ook vir ons geloof. Here, gee dat ons kerkleiers in kruisteologie sal verkondig, nie 'n voorspoedsteologie nie. Dis maklik. Maar Here, waar ons in die woord gaan kyk, waar ons gesien het hoe U kinders swaar kry, Here, hoe ons gesien het as hulle vir U volg, Here, is dit nie ligte musiek nie. Here, dit het dikwels tot gevolg gehad dat hulle lewe verloor. As die legende dit wil hê, Petrus onderste bo gekruisig. Disippels vervolg. Here, gee dat ons kerkleiers wêreldheen disippels van U sal wees, en Here, groot asseblief, beskerm ons teen die aanvalle van die bose. Beskerm ons teen versoekings wat op 'n menslike vlak so maklik is om voor te val. Here, beskerm U deur die Heilige Gees, U koninkryk hier op aarde. Here, want feilbare mense het U in beheer geplaas van 'n geweldige stuk verantwoordelikheid. Dankie, Vader, dat ons tot U kan nader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, omdat julle Jesus ken, en omdat julle die Heilige Gees ken.
Ek is nog steeds met 'n meditasie besig. Ek gaan maandag begin. Ek dink nie ek gaan met Kolossense begin nou in hierdie Kerstyd. Ons gaan so 'n bietjie by die Kersgoed stil staan en dan kan ons kyk so na Kerstyd, dan kan ons begin met Kolossense waar ons laas met Filippense klaar gemaak het, né? Maar ek wil vanoggend letterlik Psalm 95 vat en met julle 'n bietjie daaroor mediteer, vriende. Waar die psalmdigter die volgende sê, hy sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. En ek wil hê julle moet so klein bietjie dink oor wat die psalmdigter gesê het en prys die Here nou in hierdie tydjie. Sê dankie Here vir wie hy is, vir wat hy alles gemaak het. So ek julle julle weet hoe dit werk, julle kan in pos maak julle so 'n minuut of 2 tyd om rustig te raak en om dank aan die Here te gee, om te loof en om te prys. Dan nadat die psalmdigter nou hierdie jubelade vir die Here gebring het, waar hy gesê het, laat ons juig oor die rots, laat ons na hom toe gaan met lof, dan sê hy, wie is hierdie koning? Wie is hierdie koning? Hy het al gesê, hy is die magtige God, die groot koning oor die gode. Dan kom ek sê vir julle, wie is hierdie koning? Die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Ek wil hê julle moet 'n bietjie daaroor mediteer. Dink 'n bietjie, liewe vriende, die goed wat julle al gesien het, op die TV ook. Dink 'n bietjie aan die dieptes van die aarde. Dink 'n bietjie aan die vulkane. Dink 'n bietjie aan die dieptes van die see waar jy omtrent nie kan sien as jy onder toe gaan nie. Dink 'n bietjie daaraan. Dit behoort aan die Here. Dink 'n bietjie daaraan. En bring lof aan hom. Die kruine van die berge is syne. Maak jou oë toe, dink jy 'n bietjie aan Tafelberg. Dink 'n bietjie aan die berg tussen Woester en die Parel, daai groot berg. Dink 'n bietjie daaraan. Die kruine van die berge is syne. Loof hom daaroor. Die see is syne. Hy het dit gemaak. Die see is syne. Hy het dit gemaak. Dink 'n bietjie daar. Die branders, as die wind oor die see waai by ons, wanneer hy stil is, wanneer hy onbeskof onstuimig is. Kan sien niks bo nie. As jy jou kop onder die water indruk, verander die hele wêreld. Visse. Pragtige natuurtonele onder die see. Die Here, die see is syne, hy het dit gemaak. Loof hom daaroor. Sy hande het die land gevorm. Sy hande het die land gevorm. Dink aan al die pragtige natuurplekke waar jy al was. Loof hom. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper.
Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. Amen.